ons kan sien en wat ons weet en wat ek hier voor my kan sien en kan aanvat en vashou en dis geloof. Is dit wat geloof is? Nee. Die Here sê geloof is iets wat ons nie kan sien. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien. En dit is wat eintlik ook so wonderlik is, toe Thomas aan Jesus gevat het die Here vir hom gesê, jy glo, maar die wat glo, terwyl hulle my nie gesien het nie, is nog baie meer geseënd as wat jy is. En u en ek is eintlik geseënd, want ons glo in Jesus Christus. Ons het hom nog nooit fisies gesien nie, maar ons het sy woord, ons sien sy woord, ons lees sy woord, ons sien die bewyse rondom ons, maar ons sien nie Jesus fisies voor ons staan nie, maar tog glo ons, want ons sien sy werke in ons lewens, en sy handelinge, en hoe die Here met ons werk, sien ons elke dag, en daarom glo ons. En geloof, soos wat hy hier sê, is iets wat jy nie kan sien. Dis hoekom jy geloof het. As jy iets kan sien, dan glo jy mos nie meer nie, want jy het klaar gesien. Hebreërs 11:1 definieer geloof as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n oortuiging van die dinge wat ons nie sien nie. Dit beteken dat geloof 'n vaste vertroue is in die Here. Is jou vertroue in die Here, of waar is jou vertroue? Is jou vertroue in werk? Is jou vertroue in vriende? Is jou vertroue in jou besittings, in jou bankbalans? Waarin is jou vertroue? Het jy al gesien hoe skielik kan die lewe verander? Die lewe kan in 'n oomblik verander. En dit waarin jy so vashou en vertrou, kan in 'n oomblik weggevat word. Wat bly dan oor? Wat bly oor as die mat onder jou voete uitgeruk word? Gaan jy vas bly staan op Jesus Christus, omdat jy hom vashou en op hom vertrou? Of hou jy vas aan dit wat jy kan sien en kan ervaar? 'n Oortuiging van die dinge wat ons nie sien nie, dit is wat geloof is. Dit beteken dat geloof 'n vaste vertroue in die Here en in die toekomstige dinge as ook die beloftes in God se woord is. Hou jy vas aan die beloftes van God in sy woord? As ook op dinge waarvoor ons die Here vertrou. Daar's al dinge in jou lewe wat jy die Here voor vertrou wat jy nie kan sien nie. Miskien bid jy vir die bekering van 'n familielid of van 'n vriend. Ons kan dit nie sien nie en dalk lyk alles teen dit. Jy bid en jy bid, maar dit lyk asof dit hopeloos is. Maar het ons die geloof, soos wat Hebreërs hiervan praat, 'n vaste vertroue, 'n versekering, dat die Here sal dit vir my doen. En ek vertrou die Here daarvoor, en ek bid daarvoor, en ek vertrou daarvoor, al kan ek dit nie sien. Al is al die bewyse teen dit waarvoor ek bid. Glo ek nog steeds. Is dit hoe jou geloof is? Dit is dan ook 'n diep sekerheid van die dinge wat nog nie vir die fisiese sintuie sigbaar is nie. Dinge wat jy nie kan sien, maar jy vertrou die Here daarvoor. Jy kan half jou oë toemaak en in jou geestesoog sien jy al daai prentjie voor jou. En jy leef eintlik daarin en so sterk hou jy daaraan vas. Dinge wat ons nog nie kan sien. Ek is mal oor hierdie definisie van geloof. Regtig. Want jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie ervaar nie, alles is teen jou. Maar jy weet, ek staan op God se woord. Ek staan op Jesus Christus, daarom sal ek nie wankel nie. Daarom weet ek, die Here sal dit vir my doen. Hy sal dit vir my doen, want ek vertrou op hom in my lewe. Lewe Jesus vir jou? Lewe die Here vir jou? Of is hy maar net daar ver? From a distance, God is watching us. Hy sal doen ver, hy het nie regtig behaag met my nie. Is dit hoe jy God sien? Of het jy verhouding met Jesus Christus? Praat jy met hom? Wandel jy met hom? Daai een film wat ons al gekyk het, en my pa was ook baie lief vir daai film, is van Chevy. Nou nie Chevy, die kar nie, die predikant Chevy. Hy het so met die Here gepraat, dat hy vir ure weggeraak het en dan gaan bid en praat hy met die Here. En op 'n stadium toe wil hy nou aansluit by een of ander raad, of laat hulle hom kan erken as 'n predikant, maar hulle wou toe nie vir hom 'n lisensie gee nie. En een van die redes was die hoof
ek weet nie wat jy hom noem nie, maar die hoofou daarso sê toe vir hom, maar die mense sê, as jy bid, dan klink het of jy direk met God praat. Toe sê Sheffie vir hom, maar hoe bid jy dan? Jy weet, is dit hoe jou verhouding is met God? Praat jy met hom, soos wat jy met jou pa of met jou ma gepraat het. Praat jy met hom, wandel jy met die Here. Is dit 'n lewendige verhouding? Of is dit maar net 'n godsdienst? Reëls en regulasies? Of het jy verhouding? Want as jy 'n godsdienst het, dan mis jy dalk vir Jesus Christus. En ongelukkig is daar baie mense, en hoor baie mooi, daar's mense wat in kerke sit wat 'n godsdienst het, maar hulle het nie Jesus Christus nie. Want as jy Jesus Christus in jou lewe het, het jy verhouding. Dis 'n verhouding. Jy wandel met hom, jy praat met hom. En dit is waar jou geloof groei. Nou kom maar dinge oor jou pad, maar nou weet jy, die Here is saam met my. En soos wat die Here wonders vir jou doen in jou lewe, en dinge doen in jou lewe, groei jou geloof. Naderhand kom daar groot goed op jou pad en sê, ek gaan nie twyfel nie, want ek weet, die Here het in die verlede al vir my deur gekom, ek gaan weer vir my deur kom. En jou geloof groei. So moenie moedeloos voel as jou geloof dalk klein is. Die woord van God sê al is jou geloof soos 'n mosterdsaadjie. Jy weet hoe klein is 'n mosterdsaadjie? Het jy al gesien hoe wat 'n groot boom word? 'n Boom waarin die voëls neste maak. Jou geloof mag miskien 'n mosterdsaadjie wees, maar soos wat jy met die Here stap, groei hy. Hy word 'n pleintjie en hy word 'n boom en hy word 'n groot boom. En dan kan jou geloof nie wankel nie. Soos ons nou gesing met geloof wankel nie. Wankel jou geloof? Is jy soos wat die Bybel sê, soos 'n brander wat heen en weer gegooi word en geslinger word? Of het jy 'n vaste geloof in Jesus Christus? Staan jou geloof vas in die dinge wat jy nie kan sien? Die dinge wat onmoontlik lyk. Wat as jy mense moet kyk na dit, dan is dit onmoontlik. Groei jy die Here daarvoor? En weet jy dat die Here is in staat om dit te doen? Dis hoekom ek so mal is oor hierdie definisie van geloof. Want dit is so anders as wat baie mense oor geloof dink. Ek dink baie mense, wanneer hulle oor geloof dink, is dit soos om uit te stap uit hierdie blinde sprong in die donker. Jy gee maar net 'n blinde sprong in die donker en hoop vir die beste. Die hoop. Dis nie wat geloof is nie. As jy die versie lees, sê daar vir jou, geloof is 'n hoop, dat daar miskien iets gaan gebeur. Nee, hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue. Soos 'n vaste fondament, dit is vas, dit staan. Dis 'n versekering. Daarom wankel ons geloof nie, want dit staan vas. Maar nou is die vraag, waar is jou geloof? Is jou geloof in Jesus Christus geanker? Of is jou geloof in jou eie menswees geanker? En dit waartoe jy in staat is. Is dit waar dit geanker is, in jou vermoë, jou plannetjies? Is jou geloof geanker in jou bankbalans? Is jou geloof geanker in jou werk of in wat ook al? Is dit waar jou geloof geanker is? Dan het jy 'n probleem, want dit gaan wankel. Dit is soos dryfsand. Nou dryfsand, soos jy weet, as jy in dryfsand klim of trap, dan sink jy weg. Sink jy weg? Of is jy 'n vaste vertroue? Staan jy vas in Jesus Christus, ten spyte van wat dokters sê, ten spyte van wat die wêreld sê, ten spyte van wat die geleerdes sê, ten spyte wat jou omstandighede vir jou wil kom sê, ek staan vas in Jesus Christus. En ek vertrou hom vir 'n wonderwerk. Ek vertrou hom want hy is God. Is dit jou geloof? Die vers dien as die fondament van die geloofshoofstuk. En moedig aan om te leef met die begrip dat God se beloftes werklik is en dat onsigbare dinge werklike substansie het. En ek kan in Hebreërs 11 verder gaan lees, al daai geloofs mense van geloof, die geloofshelde. Ek het al gesê, dit is soos in Hollywood, het jy mos die Walk of Fame, wat hulle al die verskillende filmsterre
ons daar op die sypaadjie, jy het seker al gesien, en soos ek 'n sterre met hulle name op. Al die verskillende akteurs, nou dit is die Walk of Fame vir Hollywood. Nou die Bybel het ook 'n Walk of Fame, en dit is Hebreërs 11. Al die geloofshelde, gaan lees 'n bietjie, dis baie interessant. Maar dan gaan kyk jy na meeste van daai mense se lewens. Hulle geloof het ook gegroei. Hulle het nie net onmiddellike sterk geloof gehad nie, dit is ook maar baie keer deur foute wat hulle gemaak het en opstaan en weer probeer en soos wat die Here dinge vir hulle gedoen het, het hulle geloof gegroei. Abraham byvoorbeeld wat die vader van geloof genoem word. Maar Abraham het groot foute gemaak. Hy het ook getwyfel. Hoekom was Ismael gebore? Want Abraham het getwyfel. En hy het na sy vrou geluister. En daarso word Ismael gebore. Maar die Here het vir Abraham gesê, ek gaan jou die pa van menigte maak. Jy gaan die vader van die nasies wees. Maar hy kyk na omstandighede. Hy kyk na sy vrou wat oud is. Hy kyk na dinge rondom hom en hy twyfel. En hy luister na sy vrou en hy vat sy slaaf en daar word Ismael gebore. Dit moes nie gewees het. Maar die Here het nie vir Abraham weggegooi nie. Die Here het nog steeds hom die belofte gegee en Isak word gebore. En uit Isak uit het die belofte voortgekom. Maar ons dinge kom partykeer in ons lewens en omdat ons twyfel, doen ons dinge, dan kry ons seer of dan gebeur goed wat nie moes gebeur het nie. Dan kan jy nie die Here blameer daarvoor nie. Ons moet groei in ons geloof en ons moet vasstaan in ons geloof. En Abraham het geleer om op die Here te vertrou en hy het gesien dat as die Here iets sê, dan doen hy dit. En Abraham het die vader van geloof geword. Maar hy het ook foute gemaak. Maar ons almal maak soms foute, maar ons groei in ons geloof. Soos daai mosterdsaadjie, jy begin klein, maar jy groei. En soos jy met die Here stap, groei jou geloof. En naderhand kan jy nie meer wankel. Maar die ding is, leer ons. Want baie mense lyk my wil nie leer nie. En hulle doen dieselfde ding oor en oor en oor en oor en oor en die Here bewys vir hulle keer op keer, maar hulle weier net om te glo. Jy kry ongelukkig daai mense ook. Dis soos daai plantjie wat in die grond sit, hy wil nou maar net nie groei nie. Hy gaan nie dood nie, maar hy wil nou maar net regtig nie saamwerk om te groei nie. Hy stagneer half. So is dit hoe een ek se geloof is? Het jou geloof gestagneer? Jy twyfel alles, jy wil alles in betwyfeling trek en worry en bekommerd wees en jy groei net nie. Jy wil net nie op daai punt kom dat jy begin groei nie. Ons moet groei in ons geloof. Ons moet sterker word in ons geloof. En soms gaan die Here dinge op ons pad stuur wat jou geloof gaan laat groei. As dinge nie oor jou pad kom nie, gaan jy nie kan groei nie. En dis hoekom die tema ook is wanneer jou geloof getoets word. Want die Here gaan dinge op jou pad stuur wat jou geloof gaan toets. Want die Here jou fondasies bietjie gaan kom skud. En dan gaan jy wil twyfel, maar dan moet jy nie twyfel nie, dan moet jy glo. Want raai wat, as jy begin glo en jy begin vashou in die Here, dan gaan jy bevordering kry, want dan gaan jy na die volgende vlak. Weet jy hoe graad geslaag, jy die toets geslaag, nou kom jy op die volgende vlak. Maar glo vir my, die volgende toets wat op die pad kom, gaan dalk moeiliker wees. Dis soos iemand wat in die skool gaan, elke jaar is bietjie moeiliker as die vorige jaar. En naderhand gaan jy soos daai sterk geloofshelde word. Wat maak jy saak wat op jou pad kom nie? Jy staan vas in Jesus Christus. Want jy het geleer, jy het geval, jy het opgestaan en jy het gegroei. Dis die punt. Jy kan val en opstaan, maar begin groei, begin daaruit leer. Moenie elke keer dieselfde fout maak en nooit groei nie, want dan is daar 'n probleem. Ons moet groei in ons geloof. En daai toetse wat op ons pad kom, vat dit as 'n uitdaging en laat jou geloof groei. Weet dit, Jesus Christus lewe. Groei jy dat Jesus Christus lewe? Nou groei jy dat Jesus Christus kan enige iets doen en niks is vir hom onmoontlik. En hoekom twyfel ons so maklik? Hoekom twyfel ons so maklik?
En almal van ons is skuldig daar. En dan kan ons onsself siek maak van bekommernisse en worries en wat gaan ek nou maak? Maar die Here is dan by jou, hy lewe, hy hou die heelal in sy hand vas. Hy het gesê, hy sal vir jou sorg. Hy sorg vir die voëls en vir die gras en die blommetjies en vir alles sorg hy. Hoeveel te meer gaan hy nie vir jou sorg nie? Jy is sy kind. Die Here gaan jou mos nie los nie. Hy stuur daai toets op ons pad om ons geloof te laat groei. Dis net die vraag is, wat doen ons met daai uitdagings? Groei ons of stagneer ons? Of gaan sit ons in depressie in 'n hoekie en voel jammer vir onsself? Dan gaan jy nie groei nie, dan gaan jy geloof nie sterk word. Jy moet leef in geloof, wandel in die geloof. Geloof is 'n vaste vertroue. Geloof is nie bekommernis of worries of o genade, wat gaan nou gebeur nie? Geloof is 'n vaste vertroue. Jesus Christus lewe, hy sal my nie los nie. Hy stap saam met my en maak nie saak wat gebeur nie. Hy sal vir my uit hierdie situasie uithaal. En ek prys nou al die Here vir 'n wonderwerk. En Here, wat ook al gebeur, ek sal U dien. Want ek weet waar U gaan ek. En U lewe, ons het nie 'n dooie godsdienst nie. Dit is wat ons anders maak as die wêreld. Ons aanbid 'n lewendige God. Jy moet bietjie vir jouself in die spieël gaan kyk en vir jouself sê, my God lewe. Hy lewe. Hoekom is ons dan bekommerd? As hy lewe, dan gaan hy ons deurdra deur wat sy omstandighede ook al dan mag wees. Jy sit dalk met finansiële probleme. Die Here gaan jou deurdra. Hy gaan jou nie los nie. Jy is syne en hy hou jou vas. Nou ek preek nie soos wat die voorspoedsteologie sê van jy gekarre en hy sê goed kry nie. Die Here het gesê jy sal kos hê, jy sal klere hê en hy sal vir jou sorg. Amen. Die Here gaan in jou daaglikse behoeftes voorsien. En dit doen die Here. En ek kan getuig daarvan hoe die Here al vir my voorsien het. As ek al my getuienisse moet opsê wat die Here al gedoen het, dan gaan ons baie lankie staan. Maar die Here lewe. En dis juist omdat mens met die Here wandel en stap, wat jy sterker word en sterker word. En naderhand word jou geloof so sterk. Het al daai palmbome gesien. Die storms kom, my boom buig dat sy blare in die grond raak, maar hy staan pennetjie regop. As die wind hom klag en dan skiet hy regop. As jy soos hy palmboom wat weer regop skiet. Een van die moeilikste bome om uit te haal se wortels is 'n palmboom. Het jy sy wortelstelsel gesien? Dis 'n vreeslike storie. Is jy so geanker in Jesus Christus? Die winde kan waai, die storms kan kom, maar ek sal staande bly want my geloof is in Jesus Christus. En kom wat wil, ek sal nie moed opgee nie. Ek sal nie twyfel nie. Ek sal nie bekommerd wees nie, want Jesus Christus lewe. Amen. Dis 'n versekering van dinge waarop ons hoop. Geloof bied 'n gewaarborgde sin van realiteit aan toekomstige hoop. Selfs wanneer dit ver lyk, selfs wanneer dit onmoontlik lyk. Dit is 'n oortuiging, dit sal gebeur, want Christus is saam met my. Partykeer bid ons vir die Here vir dinge, en soos ek al baie gesê het, dan sê die Here nee. Dit beteken nie as die Here nee sê, dat jou geloof moet nou skade ly nie. Jou geloof in God bly geanker. Dan het jy die geloof om te weet, die Here het nee gesê, maar hy weet beter. Het jy daai geloof? Is maklik om te sê, ek het geloof en ek glo en hierdie gaan gebeur. Maar as die Here kom en die Here sê, my kind, nee. Het jy genoeg geloof om te sê, Here, dankie, want ek weet, U weet beter. U het nee gesê, Here, en ek sê vir U dankie, want U weet beter. Het jy daai geloof? Maar pastoor, hoe bedoel jy nou? Jy het nou net gesê, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons op hoop. Ja, ons hoop op baie dinge, maar partykeer het die Here 'n beter plan. 'n Plan wat U en ek nie kan sien nie. Dit vat nie die hoop weg nie, dit vat nie die geloof weg nie, inteendeel dit laat jou geloof groei. Want jou geloof is in Jesus Christus.
En jou geloof is in hom wat beter weet. Hy is God. Hy kan dinge sien wat jy nie kan sien nie, en wat ek nie kan sien nie, en hy het 'n plan en 'n doel met alles. So as daar probleme op jou pad kom, en jy vra vir die Here vir ding, en die Here sê, my kind, nee, dan weet jy, jou geloof is in Jesus Christus, en jou geloof sal groei, en sterker word, want die Here weet die beste. Dit is ware geloof. Om ten spyte van, dat dinge nie miskien jou pad gaan nie, nog steeds Jesus te volg waar hy gaan. Waar hy lei, daar sal ek heen gaan. Ons sing daai liedjie baie keer as ons mense doop of inseën, dan sê in die Baptiste kerk wat ek ook was, het ons daai lied altyd gesing. Waar hy lei, daar sal ek heen gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Gaan jy met Jesus Christus stap tot die eind? Al gaan dinge nie jou wy nie. Al gaan dit nie so die manier wat jy gedink het, dit gaan of gehoop het, dit gaan nie. Is jou geloof so vas in die Here, dat jy nog sal staande bly? Geanker in hom, verseker, dat hy sal die beste laat uitwerk. Geloof is oortuiging van dinge wat nie gesien word nie. Vandag is dit kom by om vir iemand te bid, om tot bekering te kom. Het jy al op jou knieë gebid vir iemand om tot bekering te kom? En jy bid vir die persoon, en jy bring die persoon na die Here toe, maar dan lyk dit partykeer jy bid in 'n muur vas. Want dit lyk nie of daar enig iets gebeur nie. Maar dis juist dan wat ons geloof moet hê. Dis juist dan wat ons die Here moet vertrou, wat ons weet, as die Here het gesê, as ons iets in sy naam vra, sal hy dit vir ons doen. En wat ek baie vir mense sê, as daai wat hy sê, wat ook al ons vra, sal hy doen, dit bedoel nie aardse goed nie. Maar as jy bid vir iemand se siel, die Here het na hierdie aarde toe gekom om siele te red. Dit is die Here se besigheid, om siele te red, om siele te wen. En dit, as jy daarvoor gaan bid, bid jy op die regte manier. Want nou bid jy vir die koninkryk van God. Nou bid jy nie vir iets wat jou aangaan nie, maar jy bid vir iemand anders se siel. En ek glo vas, die Here hoor daai gebed, want dit is opreg. 'n ma wat vir 'n kind bid, 'n pa wat vir 'n kind bid, 'n man wat vir sy vrou bid, of 'n vrou wat vir haar man bid. Die Here hoor as jy na hom roep, en hy gaan jou antwoord. Hy sal jou gebed antwoord. Staan vas in die geloof. Jy kan dit miskien nie sien nie. Dinge lyk dalk onmoontlik, dit lyk dalk vir jou, hierdie persoon gaan nooit by die Here uitkom nie. Want net wanneer dit lyk asof iets die regte rigting wil gaan, dan doen hulle weer iets wat heeltemal jou van koers afgooi, dan dink jy, o, weer, gaan hierdie ene ooit op ek. Geloof vir my, ek weet. Maar dis waar ons moet vasstaan en sê, Here, nou vertrou ek U. Op U tyd, Here. Partykeer van die Here lank. Ek weet al van 'n ma wat vir amper 30-40 jaar vir 'n kind gebid het. Toe kom hy eers tot bekering. Maar sy het vasgehou, sy het aangehou bid. Hou ons aan bid, of gee ons moed op? Ag nee, hy een is hopeloos, hy gaan nooit gered word nie. By die Here is niks onmoontlik nie. By die Here is niks hopeloos nie. Hou aan bid vir daai ene. Al van dit jare. Hou aan bid. Glo en vertrou. Jy kan dit miskien nie sien nie, maar die Here is besig om in die agtergrond te werk. Glo jy dit, kind van God? Glo jy dat as ons vir die wat bid wat nie die Here ken nie, dat hulle tot bekering kan kom? Gaan kyk bietjie na jou eie lewe. Hoe was jy voordat jy tot bekering gekom het? Hoe het jy gemaak as mense met jou praat oor die Here? Dan kyk jy weer en dink jy, is dit onmoontlik vir daai ene wat nie voorbid om tot bekering te kom nie? Dis nie onmoontlik nie. Dalk is daar mense wat met siekte toestande sit. Vat dit na die Here toe. Die Here kan genees, hy kan vandag nog genees. Glo en vertrou. Here, ek bring hierdie siekte toestand na U toe, en ek glo en ek vertrou dat U my kan genees. Maar dan weer aan die ander kant, soos ek baie keer sê, partykeer is dit die Here se wil dat jy daardeur moet gaan.
Dan moet jy vir die Here bid vir geloof en versterking, vir krag, om daardeur te gaan. Ons verstaan nie altyd hoekom. Baie keer het ons vra, hoekom gebeur dit? Ek weet nie. Ek het nie al die antwoorde nie. Maar een ding weet ek, Jesus Christus leef. En solank my geloof in hom is, weet ek, hy sal doen wat hy gesê het. En partykeer genees die Here ons, maar dan het ons klaar die Jordaan rivier oorgesteek. Ons is ewige woning. Maar het jy geweet, dan is hy ons genees. Want ons sterf nie. Jou liggaam gaan miskien sterwe, maar jou gees sterf nie. So dalk genees die Here jou miskien jou hier op die aarde nie. Maar eendag as jy daai doodsjordaan oorsteek en jy kom in die ewige woning, is daar geen siekte, geen pyn, geen smart, geen trane. Jy is genees. Is dit nie so nie? Maar sien, ons kyk baie keer vleeslik na dinge. Ons kyk op deur ons aardse oë na dinge. En ons vergeet die groter prentjie. Daar was my pa wat baie siek was. Ons het ook vir hom gebid, hy het gebid en vertrou. Maar die Here het gesê, my kind, jou tyd is klaar. Nou kom haal ek jou, ek gaan jou huis toe vat. Dis nou tyd vir ander om verder te gaan waar jy ophou. Jy kom huis toe. Jy het die goeie wedstryd gehardloop. Jy het die stryd gestry. En jy het oorwin. In my naam. Nou kom haal ek jou. Dis mos 'n eer. Ons hou nie soos die wêreld nie. Kind van God. Besef ons dit. Ons hou nie soos die wêreld nie. Die wêreld gaan sit in as, sak en as en dis verby en en hulle is bekommerd en wat het nou gebeur? Nee. Ons gaan oor in heerlikheid die dag wat ons hierdie aarde verlaat. Daai dag toe die Here my pa kom haal het, toe sê ek, ek is nou eintlik jaloers op hom. Want hy is die ewigheid in. Wat 'n heerlike tyd het hy nou. Maar die wêreld kyk nie so daarna nie. Die wêreld kyk nie met ander oë na dit. En die wêreld gaan sit in sak en as en hulle dink alles is verby. Die Here antwoord op sy manier en op sy tyd. Maar moenie jou geloof verloor nie, kind van God. Hou vas in jou geloof. En is juist wanneer die storms op sy ergste is, wat ons in geloof moet vasstaan en vashou in die Here en weet, hy bly die lewendige God, hy bly in beheer, hy is God. U en ek is nie God nie, die Here is God. En hy weet wat moet wees, hy weet waar jy gaan, hy weet wat sy plan is, hy weet wat sy doel is. En as jy dit kan verstaan, dan is jy die grootste stryd gewen. En dan het jy die grootste stap vorentoe geneem met jou geloof. En dit is wanneer jou geloof 'n vaste vertroue word. En vasstaan in Jesus Christus. Geloof is nie oor dit wat jy kan kry en dit is oor Jesus Christus. Dis nie hoe groot jou huis is of hoe groot jou bankbalans is. Dit gaan oor Jesus Christus. En ons moet leer om in daai geloof te wandel. Paulus het na die Here toe gekom en gesê, Here, vat hierdie doring uit my vlees uit. En die Here het hom gesê, nee, ek gaan nie. My genade is vir jou genoeg. Kind van God, partykeer kom die Here, dan sê die Here vir jou ook nee. Dan sê hy, maar my genade is vir jou genoeg. Het jy die geloof om nog vast te hou in die Here? Here, ek weet, u weet beter. Ek weet, u is God. En daarin is my geloof geanker. Nie om omstandighede nie, maar in Jesus Christus. Nou gaan jy nie wankel nie. Want wat ook al op my pad kom, kan ek hanteer, want Christus stap vooruit. En hy is in beheer. En hy hou my vas. En my geloof groei daagliks met hom. En ons leer om in geloof te wandel. Is dit hoe u is, kind van God? Waarop vertrou jy? Op dit wat jy kan sien? Op dit wat jy kan ervaar? Of is dit op Jesus Christus? Op Jesus Christus wat ons nie nou met die oog kan sien.
Is dit waarin jou geloof is? 'n Vaste vertroue. Jesus Christus wat die rots is wat nooit sal wankel nie. Dit is waar my geloof is. En ek kan vir jou sê, kind van God, ek het al deur baie storms in my lewe gegaan. As mens jonk is en jy hoor hoe jou ouers praat, dan dink jy baie keer hulle praat net. Maar ja, soos op mens deur die lewe stap en besef, ja, my ouers was reg. Mens leer om deur die lewe met die ops en afs, met al die storms, met al die probleme, het ek een ding geleer en staan ek vandag nog meer vas as ooit. Jesus Christus wankel nie. Amen. En my geloof is geanker in hom. Amen. En kom wat wil, hy sal my nie los. Amen. Deur die diepste storms, deur die grootste gemors wat oor jou pad kom, en warrelwinde wat waai, en blitse wat slaan, is Jesus Christus nog al die pad daar. Amen. En staan hy vas. Hy gaan nie wankel nie. En die belofte, die grootste belofte waaraan ons vashou, is dat ons hom eendag gaan sien. Amen. En dit is die kern van die geloof, dat ons Jesus Christus eendag weer gaan sien. En dan gaan alles volmaak wees. Dan gaan ons geen gebrek hê nie. Dan gaan ons geen siektes hê nie. Dan gaan ons geen probleme meer hê nie. Dit is waar ons geloof geanker moet wees. Nie hier op die tydelike, op die aardse dinge nie. Want aardse dinge kan baie keer verkeerd gaan en 'n manier gaan wat ons nie wil hê of nie verstaan nie. Maar dis deur dit wat jy vashou in Christus en jou geloof sterker word. So, wat ek julle vanaand wil aanmoedig is, laat jou geloof geanker wees in Jesus Christus. En kyk wat die Here vir jou sal doen. En wanneer die Here kom en die Here sê vir jou ja met iets wat jy vir hom gevra het en die Here gee vir jou iets, hy genees jou, of hy gee dalk vir jou 'n kar wat jy voorgebid het. Die Here kan vir jou 'n kar gee. As die Here weet jy werklik die kar nodig, kan hy dit vir jou gee. Maar as die Here weet jy nie werklik 'n kar nodig nie, dan gaan hy dit nie vir jou gee nie. Maar as die Here vir jou 'n wonderwerk gedoen het en hy antwoord jou hier op aarde met iets fisies wat jy vir die Here gevra het, kom sê ons vir die Here dankie. Hoeveel van ons kom en sê dankie? 10 melaatses was genees. Een het teruggekom om te sê dankie. Is ons baie keer soos daai 9 ander wat die Here het nou net vir jou 'n groot wonder gedoen, maar jy loop weg. Jy kom deel dit nie. Of kom jy staan nie voor en sê ek wil vir die Here dankie sê. Jy hoef nie toespraak te maak nie. Kan 3 sinnetjies wees. Ek wil vir die Here dankie sê. Die Here het vir my dit en dit gedoen. Is dit nie ook 'n manier hoe jou geloof groei nie? Is dit nie ook hoe die Here ons ander se geloof deur ons laat groei nie? Want ons is broers en susters, soos ek vanoggend by die nagmaal gesê het. Deur deel te neem aan daai nagmaal word ons verbind aan mekaar. U en ek is verbind aan mekaar, want ons deel in dieselfde nagmaal. Ons het dieselfde verlosser, Jesus Christus, en sy bloed verenig ons. En ons moet getuig sodat ander se geloof kan versterk word deur dit wat ons ervaar het en wat die Here vir ons geantwoord het. Maar nou bly ons stil en ons sit in die bank en ons praat nie. Nou hoe gaan ander se geloof nou groei? Is u skuldig daaraan? Dalk moet hy vir homself antwoord. Maar kind van God, hou vas in Jesus Christus. Die Here het u lief. En een belofte wat die Here vir ons gegee het, as jy sy kind is, sal hy jou nie los nie. Kom wat wil. Die Here sal met jou wees. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die liefde vir ons, Here Jesus. Dankie vir dit wat U vir ons doen. En ja, Here Jesus, ek wil vra dat U ons sal help dat ons geloof sal groei. Dat ons geloof geanker sal wees in U. Want U is die waaragtige God. U is die lewendige God. En terwyl dinge op hierdie aarde baie keer baie deurmekaar is, en ons nie sin kan maak van dinge rondom ons en in ons lewens nie, Here, weet ons een ding, ons het 'n vaste vertroue, ons geloof is vasgeanker in Jesus Christus. Want U is die lewendige God. En ons hoop is in U. En ons weet, Here, ons gaan U eendag sien.
En as ons U eendag van aangesig tot aangesig sien, gaan al ons probleme van die verlede wees. Want dan gaan al die siektes, al die smarte, al die bekommernisse wegwees. En U het vir ons beloof, daar gaan geen pyn, geen hartseer, geen trane ooit meer wees. Want nou gaan ons in U heerlikheid wees. Maar tot daai dag toe, Here, vra ek U, versterk ons geloof. Gee dat ons sal vasstaan in moeilike tye, deur die storms, deur die beproewings. Here, dat ons geanker sal wees in U en sal vashou in U. Want U is die ware geloof. En geloof wat geanker is in U, is geloof wat nie wankel nie. Ten spyte van omstandighede. Versterk elkeen van ons, Here Jesus. Heilige Gees, bekragtig ons. En gee vir ons daagliks nuwe krag, sodat ons kan wandel en in U kan groei, totdat U ons kom haal. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Nou gaan ons lekker saam sing.